Goeiemôre, al julle pragtige mense. Wel, van julle is pragtig, die res van julle weet ek nie so mooi nie. Welkom hier by 'n uitsending van die Federale Alliansie. Ek is baie meer gemakliker vanoggend. Ek het T-hemp aan en ek wil net ontspan en seker goed met julle deel wat belangrik is vir ons om vorentoe te gaan. Ek het vir julle gesê in die begin van die jaar, ek gaan vir julle meer insaag gee in die dinge wat ons doen, sodat julle weet waar ons staan, dat ons nie net besig is om handjies gevou te sit nie, jy weet. So, kom ons kyk wie kom op vanoggend en wie gaan saam met ons praat en dan vat ons dit daarvan af. Miskien moet ons dit vanoggend so maak, dat as enige iemand iets wil byvoeg en iets wil sê, dan moet jy net sê, dan druk ek die knoppie. Ek dink dis iets wat ons moet doen. Ons moet mense begin inbring om saam te gesels. Al sê net 'n paar woorde, dan gaan jy weer af. Dan kan ons daarop reageer, né? So kom ons kyk wie kom op. Kom ons kyk wie kom op. Ek het my goedjies hier so reg kry. Hierdie is vir ons belangrik vanoggend. En dan wil ek net so 'n bietjie vergroot sodat ek dit kan makliker lees. Andrew, wat sê jy? Hy is 'n bietjie te groot, dat ek het hom 'n klein bietjie, ja, dis beter. Daar is hy. Johan, wat sê jy? Goeiemôre. Wat sê jy? En het lyk soos dit loftie, ek weet, die man het ook al opgekom vir 'n oomblik. Goeiemôre die manne. Kom ons kyk wie kom nog op. Ons kap aan, Andrew, ons kap aan. Die toep se front, so wat ons noem die front end, goeiemôre. Die toep se front end is klaar. Loftie, wat sê jy? Gister, toe ek klaar was met die ding, in die sin van nou, daar's nou ander goed wat nou moet bykom, natuurlik. Maar, toe ek nou uiteindelik kon terugsit en sê, okay, daar waar hy nou is, ek is gelukkig met hom. Ek ben nog net so 'n paar plekkies tweak, maar daai is minimaal, ek hoef nie eens my nou daaraan te steur nie. Ek kan dit ook doen as die backend gebou word. So, ek is klaar met wat ek wou gedoen het, 16 weke. As 'n leek, is iemand wat niks geken het nie. As 'n leek is ek nou klaar. En ek het 'n ouetjie wat my gaan help om die ding se backend te bou en om te finaliseer. Pieter, wat sê jy? So, al die ander goed sal ek nog by uitkom. Ek weet wat om te gebruik as gateways vir die bankstelsel eventueel. My bekommernis op hierdie stadium is net een ding, is watter bank gebruik ek? Jy weet? Want die banke in Suid-Afrika weet ons vir 'n feit, veral Absa en Nedbank, die flipping goed is korrup. Maar dit daar gelaat, ek sal nog besluit watter bank. Ek het 'n boodskap uitgestuur na 'n groep toe in Amerika. En hulle is baie skerp hierdie groep, maar ons sal maar sien hoe hulle na my toe terugkom. So dit is my fokus. My fokus hierdie week is om te kyk of ek kan nog by die blou bulle uitkom. Ek gaan vandag weer iemand bel. En dan vat ek dit daarvan af. Kyk ons, né? Ek is veronderstel om 5 uur vanmiddag uit te sien oor die beskerming van hierdie toep. So daar's dinge wat gebeur. Maar in elk geval, ek wil nie daaroor gesels nie. Almal welkom hierso by die uitsending van die Federale Alliansie. Julle het nou al gesien, die eerste video van die mediaverklaring was afgehaal gewees en ons het 'n tweede video gelaai van die mediaverklaring. Ek weet nie hoekom hulle hom afgehaal het nie. Miskien het hulle gedink, nee, wag, is 'n bietjie te vroeg, maar in elk geval die tweede video is daar. En julle weet dat die dinge gebeur, man. Julle weet. In daai een klip kan julle my sien, ek sit daar so op die linkerkant. En ek sit daar langs Pieter Breitenbach, een van die lede van die Volksraad. So, kom ons drink koffie en ons praat 'n bietjie. Ek het my voorgenem om die ooreenkoms met julle te deel, wat ons gemaak het met die Duitsers in 1914. Maar ek wil eers die voorafgaande geskiedenis vir julle lees. Ek weet dit klink 'n bietjie boring, maar luister 'n bietjie wat gebeur het
En dan sal julle sien hoe ek by ons ooreenkoms uitgekom het. Louis Botha het ingewillig op 'n stadium en die Volksraad het hom met 92-12 stemme gesteun. Met ander woorde, Louis Botha is ingestem as die leier hierso op hierdie stadium. Die Volksraad het hom ingestem met 92-12 stemme. Soos wat julle kan sien, die Volksraad is redelik groot, né? Die Volksraad was hierso, as ek net daai stemme tel, was dit 104, maar ek dink hulle was 'n bietjie meer geweest. So die Volksraad was nie 'n klein groepie mense nie. Het was nie net 6 mense nie, soos die vorige Volksraad wat gekies is in 2011, die laaste ene. En huidiglik is die Volksraad net op 3 mense. Dit is eintlik hoe agteruit ons gegaan het. Nico, gaan dit met jou? Welkom weer by ons. Dis eintlik hoe agteruit ons gegaan het, wat hierdie goed aanbetref in ons boervolk. Dit is eintlik 'n skande. En van Koos gepraat, generaal Koos Dillery was nie daarmee gediend nie. Daar het veral in die Vrystaat en Wes-Transvaal ontsteltenis geheers oor die regering se planne. Hulle planne was weer om ons in 'n oorlog in te dompel saam met die Engelse. Minder as 'n jaar tevore is op 16 Desember 1913 die Vroue Monument te Bloemfontein ter gedagtenis aan die groot aantal vroue en kinders wat in die konsentrasiekampe omgekom het onthul. Anneliese, goeiemôre. Wie van julle weet van daai monument? Wie van julle was al daar gewees? Die Vroue Monument in Bloemfontein, 16 Desember 1913. Daar was duisende Afrikaners wat onder geen omstandighede vir Brittanje die wapens sou opneem nie. Generaal C.F. Beyers, hoof van die weermag, het sy pos bedank. Generaal de Rey het die burgers van Lichtenburg opgeroep om op 15 Augustus 1914 byeen te kom. En hulle het tydens die vredesonderhandelinge by Vereniging in 1902, het Botha vir Dillery en de Wet omgehaal om die stryd te staak, met die belofte dat met die eerste geleentheid, waar Engeland weer in 'n Europese oorlog betrokke raak, hulle die vryheid van die republieke weer sou terugvat. Dis die belofte wat gemaak is. Met daardie belofte in gedagte het Dillery die middag van 15 September saam met Beyers in 'n motor uit Pretoria vertrek. Hier kom die moeilikheid nou. En ons weet dat hy daar opsetlik doodgeskiet is, Dillery. Hy was vermoor. Sy dood het wydverspreide nuus onrus tot gevolg gehad, waar oral in Wes-Transvaal en ook in die Noord-Vrystaat is oproerige vergaderings gehou. Majoor J.C.G. Kemp en luitenant-kolonel S.G. Marits het betrokke geraak. Kemp was in bevel van 'n oefenkamp by Potchefstroom en Marits by een te Kakamas. Sien ons vir dit vandag in ons geskiedenis, mense. Is jy kwaad genoeg om 'n vergadering te reël, om mense bymekaar te maak en te gesels oor die toestande in ons land en wat ons daaromtrent gaan doen? Is jy kwaad genoeg om dit te doen? Of wag jy maar net soos al die ander? Marits het op 20 Oktober 1914 met sy manskappe die grens oorgesteek. Dit is nou die hulle sê nou nie wat 'n grens is nie, maar ou moet mooi, ek sal nou by die kap van die byl kom. Hy het die grens oorgesteek en hom by die Duitsers gevoeg en op eie houtjie gerebelleer. Met ander woorde, dit klink soos Namibië. Botha het reeds op 12 Oktober krygswet afgekondig en die burgers opgeroep om die rebellie te onderdruk. So hier kom die rebellie nou. 20 Oktober 1914. Botha was 'n slinkse duiwel, weet jy, hy is dood aan 'n verskriklike siekte, daai ou, vir wat hy gedoen het aan die boere, né? Gaan lees 'n bietjie die geskiedenis. Toe die ontevredenis in die Vrystaat en Transvaal hulle eie kommandos op die been gebring. Hulle het by Koppies op 22 Oktober 1914 besluit dat generaal de Wet en die Vrystaat en generaal Beyers in Transvaal die leiding sou neem. Binne enkele dae was feitelik elke dorp in Noord-Vrystaat deur die rebelle beset en Wes-Transvaal aan die rebelleer. In die Vrystaat was hulle getal sowat 7000 man. In Transvaal was dit ongeveer 3000 en in die Kaapland om en by 2000 wat die wapen teen die regering opgeneem het. Nee? Ons kort nie eens so baie ouens nie, mense. Ons kort net 7. Andrew, ons kort net 7.
En die befondsing om dit te doen, is al wat hy ook kort, is net 7. In elk geval. Generaal de Wet het westwaarts beweeg met die doel om by Marits aan te sluit, maar hy moes uiteindelik op 1 Desember 1914 met net 'n paar man by hom naby Kuruman aan Botha se Afrikaner troepe oorgee. Generaal Beyers wat uit Wes-Transvaal na die Vrystaat beweeg het, sy mag is herhaaldelik aangeval en verstrooi. Beyers is met 'n paar man by hom deur Botha se troepe agtervolg. Beyers is in die Vaalrivier dood onderwyl hy en sy manne deur die rivier geswem het om hulle agtervolgers te ontduik. Daar word beweer dat hy verdrink het, maar daar is ook vasgeglo dat hy gesterf het deur 'n koel wat hom getref het. Linkses, handsoppers, rugstekers, draadsitters, dis almal. Wat hierdie deel van die geskiedenis nie sê nie, is dat 'n persoon wat oor die Vaalrivier gegaan het saam met die generaals, was Siener van Rensburg. Jan, wat sê jy? Goeiemôre. Was Siener van Rensburg gewees. Hy het saam met hulle beweeg. Met Beyers se dood en de Wet in die tronk was die rebellie feitelik onderdruk in die Vrystaat en in Transvaal. In die omgewing van Pretoria was daar egter nog 'n paar manne wat hardnekkig voortgeveg het en die regeringstroepe swaar verliese toegedien het. Hulle aanvoerder, Jopie Fourie, het nie as 'n weermagoffisier bedank toe hy by die rebelle aangesluit het nie. Toe Jopie na die ewige geveg op 16 Desember 1914 uiteindelik die wapen neerlê, is hy voor 'n krygshof gedaag en ter dood veroordeel. Afrikaner leiers het om begenadiging en versagting van hierdie vonnis gepleit. Jan Smuts, die minister van verdediging, wou hulle nie te woord staan nie. En Jopie Fourie is op Sondagmôre 20 Desember 1914 voor 'n vuurpeloton tereggestel. Hoeveel mense het hulle lewens verloor as gevolg van die drek in daai tyd? Want hulle was drek. Hulle wou tog so graag onder die Engelse juk wees en net die geld maak. Dis al waaroor dit gegaan het. Dit gaan nou nog so. En nou is ons weer onder die juk van drek. Absolute drek. Kyk nou wat gebeur met Julius Mallemmertjie. 'n wit pop, wie se kop hulle nou afgekap het daar by hulle vergadering en waar hulle getooi en gedans het. Die regter, 'n pop van die regter, 'n pop in die kus, al hierdie goed, wit. Dink jy het 'n katse kans, wit man, as jy alleen is, soos ons nou is? In elk geval so die geskiedenis aangegaan en aangegaan. Nou kyk nou wat sê hulle hierso. Daar het 190 rebelle en 132 regeringsmanne gesneuwel. Dis nie so baie nie. Van 12.000 rebelle is 281 voor die hof gedaag. Siener was een van hulle. Tronkstraf, maksimum 7 jaar en 'n boete, maksimum 2000 pond is opgelê. Alle rebelle gevangenes is voor die einde van 1916 vrygelaat. En hulle het almal 'n goue perske gekry. Maar Botha en Smuts is voortaan deur 'n groot deel van die Afrikaners gebrandmerk as handlangers van Brittanje en verraaiers van die Afrikaner. Dieselfde ou wat vir Mallemmertjie in die openbaar ingebring het op die politieke terrein, is nou so die groot teenstander van hierdie regering. Kom ek sê nou vir jou, ek vertrou hom nie. Julle weet van wie ek praat. Ek vertrou hom nie. Ek het amper iets leliks gesê. En kyk nou, hier is so baie interessante ding wat hier gesê word. So het daar niks tereggekom van die bepalings van die ooreenkoms wat generaal Marits met die gouverneur van Suid-Wes-Afrika in 1914 gemaak het nie. Al te jammer, sê die skrywer hierso. Nee. Dis nie al te jammer nie. Daardie ooreenkoms moet nog uitgevoer word. Moet nog gedoen word. Wat is die regte Afrikaanse woord wat ek nou soek? Gert, goeiemôre. Daardie ooreenkoms moet nog geonderhou word.
Wat was die ooreenkoms? Hier is die ooreenkoms. Aangegaan en deur tussen die keiserlike gouverneur van Duits-Suidwes-Afrika as verteenwoordiger van sy eerbiedwaardige majesteit, die keiser van Duitsland, dit is so lofty, en generaal S.G. Marits wat namens en te behoewe van 'n aantal offisiere en manskappe handel wat bereid is om Suid-Afrika onafhanklik te verklaar, te wete. Nou is daar 'n klompie punte hierso. Generaal S.G. Marits het Suid-Afrika se onafhanklikheid verklaar en die stryd teen Engeland begin. Punt nommer 1. Die regering van Duits-Suidwes-Afrika erken alle Suid-Afrikaanse strydmagte wat teen Engeland veg as oorlogvoerende magte en sal hulle na verdere ooreenkoms teen Engeland ondersteun. Indien hulle daarin slaag om Brits-Suid-Afrika geheel of gedeeltelik onafhanklik te proklameer, dit kon ons nie doen nie, sal die keiserlike gouverneur alle middels aanwend om hierdie staat of state so spoedig moontlik deur die Duitse Ryk erken te word en aan die algemene vredesluiting deel te neem. Daai is vir ons belangrik. Want ons oog is nie net op Suid-Afrika nie, maar Suidelike Afrika. En om vir Namibië ook in te bring onder hulle konings en onder die Rehoboth Basters, onder hierdie federale sambreel. So daardie ding kan weer uitgevoer word. En een van ons raad van 10 is 'n Duitser, wat gaan seker maak dat hierdie goed in Suidwes-Afrika uitgevoer word. Ons sal seker die naam Namibië hou, as die Namibiërs dit wil hê. Maar hulle sing tog die Suidwes lied met volle bors. Selfs jong mense, wat nie weet wat in die geskiedenis aangegaan het nie, sing daai Suidwes lied uit volle bors uit. In agneming van sodanige verleende hulp, sal die nuwe staat of state geen beswaar hê indien die Duitse Ryk Walvisbaai en die eilande wat teenoor Duits-Suidwes-Afrika lê in besit te neem nie. Hulle kan Walvisbaai weer beheer, man. Ek gee nie om oor dit nie. Hoekom gee ek nie om nie? Want die Chinese het Walvisbaai gekoop by Namibië. Chris, wat sê jy? Goeiemôre. Die Chinese het dit gekoop. Sê ek gee nie om as die Duitsers weer Walvisbaai kry nie. Hoekom nie? Solank die uitvoere goed gaan en invoere vir Suidwes-Afrika en solank dat die Namibiërs dan, Suidwes-Afrikaners, dat hulle nie ondermyn word op geen manier. Jy sien, die een oukie van Oranje het dit baie mooi gesê. Hy het gesê, hy soek die volgende tipe vryheid. Elmo, goeiemôre. Hy soek die volgende tipe vryheid. Vryheid vir sy eie mense om te doen wat hulle wil in hulle eie gebied. En vryheid vir die ander groepe om te doen wat hulle wil in hulle eie gebied. Dis die vryheid wat hy soek. Ons soek ook daardie tipe vryheid. Maar vryheid in jou eie gebied, as jou grense toegemaak word heeltemal, gaan beteken jy sal sterf. Want jy is ingehok, dis soos 'n tronk. En indien daar 'n mag groter is as jy aan die buitekant, gaan hy vir jou oorrompel wanneer die tyd kom. Tensy daar nie alliansies in plek is nie. Dit is so belangrik. In elk geval, wat het ons nog hierso? Die Duitse Ryk, wag 'n bietjie. Die dalpad van die Oranje rivier sal in die toekoms die grens vorm tussen Duits-Suidwes-Afrika en die Kaap. Die dalpad sou die grens vorm. Wat is die grens nou? As gevolg van wat die Engelse besluit het in ons linkse volk, die Oranje rivier is die grens. Die oorspronklike grens sou gewees het die dalpad, en ek flip en weet nie eens waar daai pad is nie, maar ek sal dit nog opsoek. Net om te kyk wat 'n verskil dit sou gemaak het. Die Duitse Ryk sal nie beswaar maak indien die nuwe staat Delagoa Baai in besit neem nie, in ander woorde, ons kry Delagoa Baai, daai tyd. As hierdie opstand misluk, mag die opstandelinge vir asiel na Duitse gebied vlug, waar hulle as Duitse bondgenote behandel sal word. Hulle kon nie vlug nie. En hulle was nog nooit as Duitse bondgenote
behandel nie. En hulle families is veronderstel om as Duitse bondgenote behandel te word vandag. Gerrie, wat sê jy? Ons kort 'n ooreenkoms tussen ons en die Duitsers, wat vir ons sal bondgenote maak. Dat daar 'n paspoorte tussen ons en hulle sal wees. Net met die boerstaatlede, die wat die geskiedenis voorbou het. Nie die ander volkere nie, van Suidelike Afrika nie, die boerstaatlede, as gevolg van hierdie stukkie geskiedenis. Geteken te Keimis 17 Oktober 1914. Geteken deur S.G. Marits, B. von Sastro, die keiserlike magistraat as verteenwoordiger van die keiserlike gouverneur van Duits Suidwes-Afrika. Mense, hierdie is nie hierdie ooreenkoms is nie grappies nie. Hierdie ooreenkoms staan nog, en dit is in ons, as deel van die taak wat voor ons lê, om na Duitsland toe te gaan, en hierdie voor die AFD te gaan lê. Want ek glo met my hele hart, en my hele siel, en my hele verstand, dat die AFD sal Duitsland eventueel regeer, en ons moet hul bondgenoot wees, en hulle ons in. En dit is waar ons begin lê. Die profetiese woord sê immers dat ons vir Duitsland gaan help om die verkiesing te wen. Nou, wie moet die verkiesing wen op hierdie stadium? Die AFD. Dit is wie die verkiesing moet wen. Goed, kom ons kyk gou na 'n ooreenkoms wat ek opgetrek het so 2 jaar terug. Hierdie het natuurlik, dit is 'n lewendige dokument. Met ander woorde, die dokument kan verander. Nee? Maar kom ek sê vir julle wat ek al reeds gedoen het. Ooreenkoms gemaak en aangegaan deur en tussen die leier van die party, die Alternatief vir Duitsland, die verteenwoordigers van die Bundestag, die president van Duitsland en die leier van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika, R.F. Broderick, en die namens en ten behoeve van 'n aantal offisiere en leiers wie bereid is om die selfbeskikkingsproses van Suidelike Afrika te dryf en deur te voer, verklaar die volgende te wete. Nou hierdie dokument gaan ek stuur vir die Volksraad. Ons nuwe Volksraad. Hulle moet daarna kyk en hulle moet hulle insaag lewer en hulle moet hulle handtekeninge op hierdie dokument sit of veranderinge vir ons weet wat hulle verander hê. Punt nommer 1. Genoemde leier van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika, R.F. Broderick, verklaar die instandkoming van die selfbeskikkingsproses van Suidelike Afrika en neem die stryd aan teen alle aggressors van Duitsland, soos gedefinieer deur die AFD. Hierdie verklaring is aanvullend by die 1914 verklaring tussen generaal S.G. Marits en baron von Sastro. Die inkomende regering van Duitsland erken alle volke, tale en nasies wat deel vorm van die alliansieproses en stem saam dat na aanleiding van internasionale wetgewing in die Federale Alliansie van Suidelike Afrika 'n aanval op een is 'n aanval op almal. Punt nommer 3. Die Federale Alliansie van Suidelike Afrika verklaar ook hiermee dat na die selfbeskikkingsproses voltooi is, die alliansie 'n daadwerklike poging sal aanwend om 'n koalisie regerende staat in oorspronklik Duits Suidwes, nou Namibië, sowel as Duits Oos, die ou Tanganyika, daar te stel, wat bestaan het uit Rwanda, Burundi en die kontinentale gedeelte van Tanzanië, asook 'n klein gedeelte van Mosambiek. In oorweging van die 1914 verklaring tussen generaal S.G. Marits en baron von Sastro en punt 1 hierbo genoem, verkry die Federale Alliansie van Suidelike Afrika die volgende A. In ooreenkoms vir die opleiding van 100 weermagmanne van Suidelike Afrika in die Duitse weermag vir 3 maande as 'n aanhoudende proses en B. die aanstelling van 1 man as 'n ere Duitse generaal. Dis geprofeteer. Derhalwe, punt nommer 5, sal die Federale Alliansie van Suidelike Afrika hierdie opgeleide manne aan Duitsland beskikbaar stel wanneer hulle benodig. Is ook geprofeteer. Verder onderneem die leier van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika, R.F. Broderick, om Duitsland te help met die verkiesingsveldtog.
van die AfD om die nuwe Bundestag van Duitsland te word. Hy nou wat sê, om 'n verdere verdrag met die AfD aan te gaan vir die beskerming van die Suidelike Afrika grondgebied deur die beskikbaarstelling van 'n bataljon Duitse Bundesweertroepe en hul wapens teen vyandelike aggressors. En dan getekende en al daai tipe van goed. Nou julle kan weer na die video luister en weer luister na wat ek gesê het. Maar dit is hoe ernstig ons is, mense. Jy sien, jy kan nie net laat goed lê en stof vergader en nie moet dit werk nie. As daar profetiese woord oor jou lewe gekom het en Vader gee vir jou die opdrag om dit uit te voer, dan doen jy dit tot die beste van jou vermoë. Enigiets wat Vader vir jou sê, daar is nie iets wat te klein of te groot is in Vader se oë nie. Want saam met God is niks onmoontlik nie. Niks. Dis dieselfde met die toep wat ek gedoen het. Ek het gebid elke aand vir wysheid en kennis. Dat die Heilige Gees my daagliks moet lei. Wat is my volgende stappe? Wat is my volgende stappe? Nou is my volgende stappe is nou baie belangrik. Dis nou die bou van die, wat 'n mens noem die back-end, en die nodige middele om die adverteerders te gaan sien en hierdie ding te begin uitkry daar buite. Dankie Lofty. Soos julle kan sien, dat daar is goed in die geskiedenis. Jy sien, 'n nasie wat sy geskiedenis verloor het, het nie 'n toekoms nie. Dink bietjie daaroor. 'n nasie wat sy geskiedenis verloor het nie 'n toekoms nie. En die vraag wat ons vir onsself moet vra is, gaan ons as volk doen wat die wêreld wil hê ons moet doen? En dit is net om in die niet te verdwyn. Of soos die Engelsman sê, to go quietly into the night. Nie ek nie. Nie ek nie, ek is jammer. Ek is jammer. Jy sien die dag wat ek my kleinkinders hier in Suid-Afrika weer kan kry, dan wil ek vir hulle kan wys. Hier is die paardekraal monument. Hier is die vroue monument. Hier is dit en dat in ons volk se geskiedenis. Hier is Racheltjie de Beer. Kyk wat sy gedoen het. Waar is die Rachels? Die Racheltjie de Beers in ons vroue segment van ons volk? Waar is julle? Mense, want dit kom by geskiedenis, ek praat nie van retoriek nie. Ek praat nie van retoriek nie. Dom dinge nie. Ja, God het hierdie land vir ons gegee en ons sal weer hierdie hele land regeer. Nee, jy sal nie. Die wêreld sal seker maak dat jy nie sal nie. En ek moes op die vergadering moes ek gesê het, moenie my vertel die hele land is jou land nie, man. Want toe die Vryburgers oor die Visrivier gekom het, op die regterkant, toe hulle noord beweeg het, toe kry hulle die Khoisas. En toe hulle verby Lesotho beweeg, toe kry hulle die Sothos. En toe hulle om Lesotho land gaan, toe hardloop hulle vas in die Zulus. En toe hulle verder noord beweeg, toe hardloop hulle vas in die Peris en die Wendas. Moenie my vertel hierdie hele land is jou land nie. Jy lieg. Jy lieg. Maar as ons reg handel, soos wat die skrif vir ons wys in Handelinge 17, dat elke volk en taal en nasie het sy eie grense. Julle het dit geweet. Elke volk, elke taal, elke nasie het sy eie grense deur God bepaal. Daar was nog nooit 'n reënboognasie deur God bepaal nie. Nog nooit nie. Jy hoor in die Bybel van die Midianiete en die Kanaaniete en al die ander riete. Maar jy hoor nie van 'n reënboognasie nie. Nêrens. Dit is nie deel van God se raadsplan nie. Maar as jy kyk na God se raadsplan wat Israel aanbetref. Israel was 12
stamme, 12 state, wat hulle self regeer het. Want die koning van Israel of die koning van Juda moes altyd boodskappers uitstuur om sekere state se weermagmanne te kry. Op die foon. Efraim, ons kort julle, hoe lyk dit? Gaan julle manne stuur? Ja, ons stuur 20.000. Right, chap. Volgende ou word gebel. Dan wat sê jy? Dan sê ag, weet julle, ek is nou nie eintlik baie lus om vir julle te help nie. En kom ons los dit maar. Tel die volgende ou. Naftali, is jy in? Ja, ek is in. Hoeveel manne kort jy? Wel, ons het 20.000 van Efraim, hoeveel kan jy stuur? Ok, ons stuur 5.000. Dit behoort genoeg te wees. Ok, sjap. Of dink julle dat dit op 'n ander manier gebeur? Daar was nou net die telefone gewees nie. Die stamme van Israel was 'n federale nasie. Korrek, Lofty, die toring van Babel was nie toegelaat nie. Israel was in die Bybel, in die Ou Testament, 'n federale nasie, 'n nasie van stamme, wat hulle eie ding gedoen het, en hulle het 'n leier bo oor hulle aangestel, wat hulle 'n koning genoem het. En toe 2 gebiede, Juda en Benjamin, besluit, hulle stem nie saam met die ander 10 nie, toe het hulle die reg gehad om weg te breek, en toe het ons 2 lande gekry, Israel en Juda. Maar Vader het die stok van Manasse en Efraim weer by mekaar gebring. Dit is nou mooi die profetiese woord reg onthou. Ek dink dit was Efraim en Manasse. So as jy die Bybelse beginsels volg, en jy doen dit reg, en jy wil dit doen, die eerste ding wat God dan doen is, hy rig 'n rigter op. Ek gaan nou klaar maak, is 3 minute oor 8. Hy rig 'n rigter op. God het dit nog al die tyd gedoen. Hy rig iemand op wat sê, like, boys, luister mooi, ons kan nie so aangaan nie. Ons moet verandering sien. En as jy kyk wat Mal Emmertjie sê, en wat Rammer Plakker sê, en al hierdie ander ouens sê ek nou vir julle, dat as ons aanhou soos ons aanhou, gaan ons verdwyn in die nag. En daar sal nie meer 'n venter wees nie, of 'n Von Willig, of 'n Hannekom, of selfs 'n Ferreira, of 'n Badenhorst, of 'n Botha, of 'n RW, of, kan ek hulle so noem, of 'n Wagner, of 'n Fourie, of 'n Conradie, moet ek aangaan, of 'n Broodryk. Al wat daar sal wees is Januarie van Menenberg. Of Susan Mangweta. Is dit wat ons wil hê, mense? Ondersteun die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Ek gaan vandag ons bankbesonderhede opsit op Facebook. R5. As jy R5 het. Dink as die bank vir jou meer as dit, so jy gaan weet, jou bank vir jou gaan saam met jou R5. Wat ook al jy kan, help ons. Ek moet nou begin beplan om die Oostelike Kaap se konings te gaan sien. Want hulle kan nie flip en ry nie, mense. Hierdie sogenaamde bloedlyn konings is in dieselfde bootjie waar ons is. Hulle is op dieselfde plek waar ons is. Die geld nie. Want ons word onderdruk, almal word onderdruk. Ons het nou 'n nuwe Afrika gekry so by meneer Henry Deal se huis om die tuin skoon te maak.
En ons praat so, en ek noem van Eester, die land gaan hom nou erg onder hierdie ANC, want ek toets altyd die water met elke Afrika waarmee ek gesels. En hy hak af en hy sê, ja, hierdie jaar stem ek vir Pieter Groenewald. Hierdie jaar stem Mamelodi vir Pieter Groenewald in die munisipale verkiesings. Wat gaan volgende jaar gebeur? As Pieter Groenewald en die Vryheidsfront Plus op een of ander manier moet 'n gedeelte van hierdie regering kry, sê ek nou vir julle, sal daar onrus wees in burgeroorlog. As ons die politieke roete volg. Want Pieter Groenewald is nie regs nie. Dis al wat ek sê. Hy is nie regs nie. Laaste sluk, en groet ek julle. Ons is vryburgers, man. Ons is boere, ons is boer-Afrikaners, ons weet wie ons is. En ons weet wat ons moet doen. Ons is daar, gestel in hierdie land, op die suidpunt van Afrika, om die ander volkere, tale en nasies op te tel. Dit is wat ons moes doen van die begin af. Of het nou swart is, en of het nou wit is, of het nou Zulu is, en of het nou Skotsman is. Ons is daar om hulle op te tel. En om seker te maak, dat hulle vryheid, sekuriteit, welvaart, vrede, in hulle eie gebiede het. Waar ons almal saamwerk, lekker kan eet, armoede kan aanspreek, van geweld en misdaad en al daardie goed so ontslae te raak, dat jy weer jou karsleutels in jou kar kan los, sonder 'n probleem. Dit is ons doel. Saam met God maak eendrag mag. Alles wat mooi is vir julle. En net wanneer ek die knoppie wil druk, dan stuur Facebook vir my slow connection. Is reg, Loftie, dit is die waarheid.